In vandag se les gaan ons kyk na die vermenigvuldiging en deling van breuke. Ons het nou alles mooi gekyk al oor die optel en aftrek van breuke en oor wat is 'n breuk. En vandag se lesie gaan ons nou die vermenigvuldiging en deling van breuke behandel. Die eerste waarna ons gaan kyk is na die vermenigvuldiging van breuke. Wanneer ons nou breuke met mekaar gaan vermenigvuldig, is daar 'n paar stappe wat ons gaan doen. Nou hierdie stappe is baie belangrik vir die vermenigvuldiging van breuke. Die eerste stappie wat ons gaan doen is ons gaan vermenigvuldig die tellers met mekaar. Die tweede stappie wat ons gaan doen is ons gaan die noemers met mekaar vermenigvuldig en stap 3 is dan om te vereenvoudig so ver as moontlik. Ons moet altyd aan die einde seker maak dat ons vereenvoudig. As ons nou kyk na 'n paar voorbeelde, dan kan ons byvoorbeeld kyk as ons het 'n 3/4 maal met 6/9. Nou ons eerste stappie sê vir ons vermenigvuldig die tellers met mekaar. As ons die tellers met mekaar vermenigvuldig, dan kry ons 3 maal 6 is 18. Ons tweede stappie sê vir ons vermenigvuldig die noemers met mekaar. As ek 4 met 9 vermenigvuldig, kry ek 36. Ons laaste stappie sê vir ons moet vereenvoudig. As ek 18 op 36 vereenvoudig, dan kry ek 'n antwoord van 1 op 2. As ons kyk na nog 'n voorbeeldjie, dan kyk ons na 'n getal soos 2 op 3 maal met 5 op 7. Ons eerste stappie vermenigvuldig ons die tellers met mekaar. 2 maal 5 is 10. Ons tweede stappie vermenigvuldig ons die noemers met mekaar en 3 maal met 7 is 21. Ons kan hom nou nie verder vereenvoudig nie, so daai bly sy eenvoudigste antwoord. Ons derde voorbeeld as ons werk met 2/3 maal met 'n half maal met 'n 3/4. Onthou, ons gaan ons tellers met mekaar vermenigvuldig, so dis 2 maal 1 maal 3. Ons kan hom opskryf as 2 maal 1 maal 3 op, en ons vermenigvuldig nou ons noemers met mekaar, so dis 3 maal 2 maal 4. Skryf dan onder die lyn 3 maal 2 maal 4. En dit gee vir my 'n antwoord van 6 op 24. As ek 6 op 24 vereenvoudig, kry ek 'n antwoord van 'n kwart. Wanneer ons nou gemengde getalle met mekaar vermenigvuldig, is dit baie makliker om hulle eers as onegte breuke te skryf en dan te vermenigvuldig. Byvoorbeeld, as ons nou het 1 en 'n half maal met 4 en 4/7, dan is dit baie makliker om dit eers te skryf as 1 en 'n half. Ons moes nou 1 maal 2 is 2 plus 1 is 3 op 2, as ons hom as 'n onegte breuk skryf. 4 maal 7 is 28 plus 4 is 32 op 7. As ek nou my reeltjie toepas, dan gaan ek mos nou my tellers met mekaar vermenigvuldig en na dit my noemers met mekaar vermenigvuldig. 3 maal met 32 gee vir my 96 op 14. As ek 96 op 14 vereenvoudig, dan kry ek dit is 48 op 7. Ek kan my antwoord nou weer as 'n onegte breekie gaan skryf van 6 en 6/7. As ons nou gaan kyk na 'n voorbeeld van 6/7 maal met 'n derde plus 6/7 maal met 'n half. Onthou nou ons volgorde van bewerking. Dis mos altyd eers ons hakkies, dan is dit van
dan is dit maal en deel wat gelyke rangorde het en dan plus en minus. Met ander woorde, ons gaan eers die maal moet doen van die breuke voordat ons kan bymekaar tel. As ons nou gaan kyk na ons reeltjies wat ons toepas, 6 maal met 1 en dan nou my noemer maal met my noemer is 7 maal met 3. So as ek hier gaan kyk, 6 maal met 1 gee vir my 6 op 21. Plus, net so gaan ek nou hier sê 6 maal met 1 bo die lyn is my tellers en ek vermenigvuldig my noemers met mekaar wat 7 maal 2 is wat vir my 14 gee. So ek kry 'n antwoord van 6 op 14. Wanneer ek hulle nou wil bymekaar tel, kan ek hulle eers vereenvoudig. As ek 6 op 21 vereenvoudig, sien ek dit is 2 op 7. Plus, as ek 6 op 14 vereenvoudig, sien ek dit is 3 op 7. En uit ons lesie van die optel en aftrek van breuke, kan ons nou sien dat ons dieselfde noemer het. Met ander woorde, ons kan hulle bymekaar tel. 2 plus 3 is met ander woorde 5 op 7. As jy hulle nie hier eers vereenvoudig nie, moet jy hier vandaan af gaan om eers te sê, moet jy van hierdie stappie af eers jou KGV gaan kry. En my KGV is 42. Dan kan ek uit hierdie stappie uit sê, dit gee vir my 12 op 42 plus 18 op 42, wat dan vir my 'n totaal gee van 30 op 42, en as ek 30 op 42 vereenvoudig, kry ek ook 'n antwoord van 5/7. Onthou, dit gaan terug na ons lesie toe van die optel en aftrek van breuke. Ons tweede afdelingkie waarby ons dan nou uitkom, is die deling van breuke. By die deling van breuke is dit baie belangrik dat jy die eerste breuk dieselfde moet hou en jy moet hom dan vermenigvuldig met die omgekeerde of die resiprook van die breuk waarmee gedeel word. Kom ek wys dit vir jou uit 'n voorbeeld. As ons kyk na die eerste voorbeeld, dan kan ons sê 'n 3/4 gedeel deur 5/6. Die eerste dingetjie wat ons moet doen, is jy hou die eerste breuk dieselfde. Met ander woorde, ek skryf my 3/4 weer neer. Die tweede ding wat ek moet doen, is ek verander die gedeel deur na 'n maal en draai die tweede breuk om. Met ander woorde, as ons die tweede breuk omdraai, dan praat ons van sy omgekeerde. Ons maal dan met sy omgekeerde of sy resiprook. Resiprook is die ander woord vir omgekeerde. Met ander woorde, ons tweede stappie, ons maak die gedeel deur 'n maal en ons draai die tweede breuk om en ons maal dit dan met sy omgekeerde. Nou gaan ons weer soos by vermenigvuldiging toepas. Ons maal die tellers met mekaar en ons maal die noemers met mekaar, en as ek daai antwoord kry, dan kry ek my antwoord is 18, want 3 maal 6 is 18 op 4 maal 5 is 20. En as ek 18 20stes het, dan kan ek hom vereenvoudig na 9 tiendes toe. So ons sien ons derde stappie, weer vermenigvuldig ons soos gewoonlik, en ons vierde stappie is ons vereenvoudig soos gewoonlik. Hy moet altyd in sy eenvoudigste vorm staan. As ons byvoorbeeld kyk na 'n half gedeel deur 'n 3/4. Onthou, hierdie wat nou hier staan
is eintlik presies dieselfde. Dit is eintlik presies dieselfde as 'n half gedeel deur 'n 3/4. So as ons nou ons reeltjies gaan toepas, dan gaan ons kan sê, ons het 'n half, ons maal met 4/3, want ons draai die tweede breek om. As ons het 'n half maal met 4/3, ons het nou met ander woorde ons teken verander na maal toe, en ons het ons tweede breek omgedraai. Ons tweede breek is mos nou die 3/4, het ons omgedraai na sy resiprook toe. Sy resiprook of omgekeerde is 4/3. As ons nou verder gaan en ons pas ons reëls toe, dan maal ons noemers met mekaar en ons maal ons tellers met mekaar. So ek gaan 'n antwoord kry van 1 maal 4 is 4, op 2 maal 3 is 6, en as ek 4/6 vereenvoudig, kry ek 'n antwoord van 2/3. Volgende voorbeeldjie, as ek het 4 gedeel deur 'n 5de. Met ander woorde, julle moet onthou, dit is so goed of hier staan 4 gedeel deur 1/5. Nou hierdie 4 kan ons ook skryf as 4/1, gedeel deur 1/5. Nou wat sê ons reël vir ons? Ons hou die eerste een dieselfde, met ander woorde ons kan hom los, 4/1. Die volgende reël sê vir ons moet ons gedeel deur verander na 'n maal toe. So daar het ek hom verander na 'n maal toe. Die volgende stapie sê vir my, ek moet maal met die omgekeerde of die resiprook van 1/5. Met ander woorde, dit beteken ons maak die teller die noemer en die noemer die teller. Met ander woorde, ek kry 4/1 maal met 5/1, en dit gee vir my 'n antwoord van 20. Ons doen nog 'n voorbeeldjie van deling. As ons het 2/3 gedeel deur 2, dan kan ek dit skryf as 2/3 gedeel deur 2/1. Onthou nou, die streepie is net so goed soos die deel. Met ander woorde, ek gaan nou my boonste breek dieselfde hou, ek verander my gedeel deur teken na maal toe, en ek draai die onderste breek of onderste getal om. Met ander woorde, ek skryf my teller op my noemer, en die teller word my noemer en my noemer word my teller. Met ander woorde, 2/1 se omgekeerde is 1/2. As ek nou weer my reël toepas, dan maal ek mos nou my tellers met mekaar en ek vermenigvuldig my noemers met mekaar. 2 maal 1 is 2 en 3 maal 2 is 6. En onthou, my laaste ding wat ek moet doen is om te vereenvoudig. So 2/6 kan ek vereenvoudig as 1/3. Baie belangrik nou, net soos by vermenigvuldiging, wanneer jy gemengde getalle deel, is dit baie makliker om hulle eers as onegte breuke te skryf en dan te deel. Byvoorbeeld, as ons kyk na 1,5 gedeel deur 4 en 4/7, dan is dit nou makliker om hulle eers te skryf as 1,5, kan ek mos as 'n onegte breek skryf as 3/2, gedeel deur en 4/7 word 32/7. Onthou nou wat sê my reël? My reël sê vir my, ek moet die eerste breek dieselfde hou, dis 3/2. Ek draai my gedeel deur om en hy verander na 'n maal toe. As ek nou my gedeel deur verander het na 'n maal toe, dan moet ek die
tweede breek se resiprook kry. Met ander woorde, ek gaan dan maal met 7 op 32. As ek dan vermenigvuldig en ek pas my reëls toe met vermenigvuldiging en ek vermenigvuldig my tellers met mekaar en ek vermenigvuldig my noemers met mekaar, dan kry ek 'n antwoord van 21 op 64. 21 op 64 kan nou nie verder vereenvoudig nie, so dit is my finale antwoord. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons het 3 en 1/3 gedeel deur 5/6 maal met 1 en 1/3. Nou moet jy onthou, maal en deel het dieselfde rangorde. Daarom werk jy van links na regs. Omdat hulle dieselfde rangorde het, werk jy van links na regs. Dit is baie belangrik om dit te onthou. Maal en deel het dieselfde rangorde. Goed, so, ons het nou weer gemengde getalle, so die eerste ding wat ek nou gaan doen, is om my gemengde getalle as onegte breuke te skryf. So 3 maal 3 is 9 plus 1 is 10/3. Gedeel deur, daai bly 5/6 maal met en 1 en 1/3 kan ek skryf 1 maal 3 is 3 plus 1 is 4/3. Nou goed, my reëls sê vir my, ek hou my eerste breek dieselfde, so dis 10/3. Dan sê my reeltjie vir my, ek verander my gedeel deur na 'n maal toe. En as ek my gedeel deur verander het na 'n maal toe, dan moet ek my tweede breek omdraai. Met ander woorde, ek maal met sy resiprook, so dit word 6 op 5. Hierdie teken is reeds 'n maal, so ek gaan nie met hom karring nie, ek los hom net so. Nou pas ek weer my reeltjie toe, deur mos nou elke keer te sê, ek moet my tellers met mekaar vermenigvuldig en ek moet my noemers met mekaar vermenigvuldig. As ek hulle met mekaar vermenigvuldig het, dan kry ek nou 10 maal 6 is 60, maal 4 is 240. 3 maal 5 is 15 en 15 maal 3 is 45. So my antwoord is 240 op 45. As ek hom vereenvoudig, dan kry ek my antwoord is 16 op 3. As ek hom nou weer as 'n onegte getal skryf, dan kan ek hom skryf as 5. 3 gaan in 16 in 5 keer en dan bly daar 1/3 oor. Met ander woorde, my gemengde getal, soos wat ons vroeër geleer het om gemengde getalle te skryf, is dan 5 en 1/3. Ek hoop hierdie lesie was vir jou interessant en geniet dit deur jou lesie nou in te oefen, deur jou huiswerk mooi te voltooi.